Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dis vandag Sondag, die 24ste Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, Louis Liebenberg verskyn weer in die hof. Die volle storie is hier. SA is verlig oor beter ekonomie. Trump vra dat verskeie mense afgedank moet word. Pumas, die kampioen met die SA beker. Alexander wen vir Verhoeven in Egipte. Morney van der Berg beseer by die leeu's. Louis Liebenberg se hofsaak het die afgelope tyd groter openbare aandag getrek, veral na sy herverskyning in die hof oor kwessies wat verband hou met sy geestesgesondheidsevaluasie en die beskikbaarheid van 'n bed by die Weskoppies Psigiatriese Hospitaal. Volgens hofverskyninge is die saak tydelik vertraag omdat die fasiliteit nie onmiddellike plek beskikbaar gehad het vir hom nie. Dit beteken dat die beplande psigiatriese waarneming wat nodig is om sy geestestoestand vir hofdoeleindes te evalueer nog nie kon voortgaan nie. Sulke evaluasies word dikwels deur die hof beveel of 'n beskuldigde in staat is om verhoor te staan of daar verdere mediese oorwegings vir hom sal wees. Vertragings het ook weer die fokus geplaas op die druk wat openbare psigiatriese instellings in Suid-Afrika ervaar word. Fasiliteite soos Weskoppies moet dikwels pasiënte van reg oor die land hanteer, wat kan lei tot wagtye vir hofverwyste gevalle. Die saak self hou verband met ernstige aanklagtes wat aan die publiek sterk bespreek word, insluitend beweringe van finansiële onreëlmatighede en beleggingsverwante klagtes. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die hofproses nog nie afgehandel is nie en dat die beskuldigde wettiglik as onskuldig beskou word totdat 'n hof anders bevind. Die saak is uitgestel na 'n volgende verskyning waar daar gehoop word dat verdere mediese en prosedurele reëlings in plek sal wees sodat die proses kan voortgaan. Intussen bly 'n saak wat beide regslei en die publiek fyn dopgehou word weens die kombinasie van regs- en gesondheidskwessies wat daarin betrokke is. Die moordverhoor van Giuliano Maasdorp, wat 36 jaar oud is, sal van 19 tot 23 Oktober in die rondgaande Hooggeregshof in Appington plaasvind. Die saak handel oor die dood van die 82-jarige Henny Mulder en 'n poging tot moord op sy vrou, Debbie Mulder, wat 72 jaar oud is. Die saak spruit uit 'n voorval waarin die 82-jarige Henny Mulder om die lewe gebring is, terwyl sy vrou Debbie Mulder ook dieselfde tyd in die voorval beseer is en 'n beweerde poging tot moord plaasgevind het. Die gebeure het groot skok in die gemeenskap veroorsaak weens die gewelddadige aard daarvan en die ouderdom van die slagoffers. Die hofverrigtinge sal fokus op die getuienis van ooggetuies, forensiese bevindings en die omstandighede rondom hierdie voorval om te bepaal wat presies daardie dag gebeur het. Die beskuldigde staan tereg op ernstige aanklagtes, insluitend moord en poging tot moord. Die saak sal oor verskeie dae aangehoor word en daar word verwag dat verskeie getuies geroep sal word om voor die hof te kom verskyn. Die uitspraak sal eers later gelewer word nadat die getuienis aangehoor is. Twee mans onderskeidelik, 54 en 27 jaar oud, het tragies in Humansdorp in die Oos-Kaap omgekom nadat hulle glo deur 'n giftige gas oorval is. Volgens voorlopige inligting is die mans in 'n geslote ruimte gevind waar die gevaarlike gas opgebou het wat tot hulle verstikking gelei het. Nooddienste is na die toneel ontbied, maar albei mans is reeds oorlede toe hulle bereik is. Owerhede ondersoek tans die presiese bron van die gas en die omstandighede wat tot die voorval gelei het. Daar word vermoed dat dit moontlik verband hou met 'n industriële omgewingsbron, maar dit moet nog bevestig word deur die verdere ondersoek van die polisie. Die voorval het skok in die plaaslike gemeenskap veroorsaak en dien weer as 'n herinnering aan die gevare van swak ventilasie en moontlike gaslekkasies in beperkte ruimtes. Owerhede het 'n beroep op die publiek gedoen om versigtig te wees en enige verdagte reuke of situasies onmiddellik aan te meld. Suid-Afrikaners ervaar tans gemengde ekonomiese verligting. Aan die een kant is daar goeie nuus omdat voedselinflasie begin afneem het. Dit beteken dat basiese kositems soos brood, mieliemeel, groente en vleis se prysstygings stadiger as die vorige maande is. Vir baie huishoudings bring dit 'n bietjie asemhaling, veral vir gesinne wat elke maand sukkel om die krydiensnuurware begroting te laat balanseer. Kenners sê die afname in voedselinflasie kan toegeskryf word aan beter voorsieningsketings, stabiliserende wêreldpryse en in sommige gevalle verbeterde plaaslike produksie. Dit help om druk op verbruikers te verlig, selfs al bly pryse steeds op 'n hoë vlak in vergelyking met 'n paar jaar gelede. Aan die ander kant bly brandstofpryse 'n groot bekommernis. Petrol en diesel kos steeds baie en dit raak feitelik elke sektor van ons ekonomie. Vervoer van goedere word duurder, wat weer direk pryse in winkels kan opstoot. Pendelaars voel ook dit direk in hulle sakke, veral mense wat daagliks werk toe ry. Die hoë brandstofkoste word hoofsaaklik beïnvloed deur internasionale oliepryse, die wisselkoers van die rand teenoor die dollar en plaaslike belasting en heffings. Selfs wanneer voedselinflasie daal, kan duur brandstof
dis steeds die algehele lewenskostes van die mense hoog hou. Die jongste misdaadstatistiek in Suid-Afrika dui op 'n steeds ernstige vlak van geweldsmisdaad in die land. Volgens die beskikbare syfers word daar gemiddeld sowat 59 moorde per dag aangeteken, terwyl ongeveer 109 verkrachtings dageliks aangemeld word. Hierdie statistieke beklemtoon die hoë vlak van geweld wat steeds in die gemeenskap ervaar word, ondanks verskeie pogings deur wetstoepassers om misdaad te bekamp. Kenners sê die faktore soos bendeaktiwiteite, huislike geweld, alkoholmisbruik en sosio-ekonomiese uitdagings speel 'n groot rol in hierdie syfers. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens staan onder toenemende druk om hierdie misdaadvlakke te verlaag, met baie fokus op hoë risikogebiede en die verbetering van gemeenskapsveiligheid. Donald Trump het gevra dat verskeie aanbieders van mediapersoonlikhede in die Verenigde State van Amerika onmiddellik afgedank moet word nadat uitlatings gemaak is wat volgens hom sy beeld en reputasie skade berokken het. Die uitspraak het weer debat ontlok oor persvryheid, politieke kritiek en die verhouding tussen politici en die media in Amerika. Trump is reeds vir baie jare bekend daarvoor dat hy sterk teen sekere nuuskanale en aanbieders uitgevaar het wanneer hy meen hulle onregverdig of bevooroordeel teenoor hom opgetree het. Volgens berigte het die omstrede kommentaar van die aanbieder wyd reaksie ontlok op sosiale media en in politieke kringe. Ondersteuners van Trump meen sekere mediahuise tree doelbewus teen hom op, terwyl kritiese joernaliste en aanbieders het die reg om politieke leiers te bevraagteken en kommentaar te lewer. Politieke ontleeders sê die jongste voorval wys op die steeds gespanne verhouding tussen Trump en dele van die Amerikaanse media, veral in 'n tyd waar politieke verdeeldheid in die land sterk toegeneem het. Nog 'n geval van 'n hantavirus is intussen bevestig wat verbind word met die Nederlandse passasiersskip, die MV Hondees. Die skip was onlangs in die internasionale nuus nadat verskeie passasiers en bemanningslede siek geword het tydens hierdie reis. Gesondheidsowerhede monitor die situasie noukeurig nadat verskeie bevestigde en vermoedelike gevalle reeds in verskillende aangemeld is. Volgens internasionale berigte hou die uitbreking verband met die Andes-stam van hantavirus, 'n seldsame maar ernstige siekte wat gewoonlik deur besmette knagdiere ook versprei word. Die MV Hondees het sowat 150 passasiers en bemanningslede van verskeie lande aan boord gehad. Die skip is later in Rotterdam ontsmet en sekere bemanningslede is onder kwarantyne geplaas nadat gevalle daar ook bevestig is. Die hoof van die Government Employees Medical Scheme, oftewel GEMS, het bekend gemaak dat die mediese fonds tans onder groot finansiële druk verkeer en daarom sekere voordele moes verminder het om hulle kostes te beheer. Volgens die bestuur het stygende mediese uitgawes, dierder hospitaalbehandelings en die toenemende koste van medisyne die fonds genoop om moeilike besluite te neem. Daar is verduidelik dat die veranderinge nodig was om die langtermyn volhoubaarheid en te verseker dat lede steeds basiese mediese dekking kan ontvang. Die aankondiging het kommer onder staatsamptenare en lede van die fonds veroorsaak, aangesien talle mense reeds onder druk verkeer weens hoë lewenskostes. Volgens Morneystein, wat tans die Leeu se skopafrigter dien, verdien Chris Smith 'n plek in die Springbok beleidingskamp op grond van sy goeie vorm en konsekwente vertonings. Stein meen Smith het die afgelope tyd gewys dat hy oor die nodige temperament, spelbeheer en skopvermoë beskik om op die hoë vlak mee te ding. Hy het veral lof uitgespreek vir Smith sy kalmte onder druk en sy vermoë om wedstryde goed te bestuur. Die kommentaar kom in 'n tyd waar die Springbok afrigtingsspan spelers evalueer vir komende internasionale wedstryde en toetse. Rugby ondersteuners en kenners bespreek reeds watter spelers moontlik in die volgende groep opgeneem kan word na mate kompetisie op plekke al sterker raak. Stein het ook beklemtoon dat sterk plaaslike vertonings beloon behoort te word en dat spelers wat week na week presteer regverdige kans moet kry om hulle self op internasionale vlak te kan bewys. Die jong Suid-Afrikaanse onder 20 rugbyspan het 'n indrukwekkende weggoloorwinning oor Chili behaal in hulle jongste wedstryd en daarmee hulle aanvalskrag en talent duidelik tentoongestel. Die Suid-Afrikaanse onder 20 span het van vroeg af van die wedstryd beheer geneem met vinnige aanvallende spel die Chili span onder groot druk geplaas. Die span het verskeie drieë gedruk en goeie dissipline en spanwerk gewys wat gehelp het om die telling op te kan bou. Afrigters was tevrede met die jong spelers se energie en verdediging in snel tempo. Die oorwinning word ook gesien as 'n groot teken vir die ontwikkeling van jong rugbytalente in Suid-Afrika, aangesien baie van hierdie spelers moontlik in die toekoms vir groter franchises en selfs senior Springbokke sal kan uitdraf. Jannik Sinner is tans die man om te klop in wêreldtennis. Die Italiaanse wêreldnommer 1 speel met ongelooflike selfvertroue en konsekwentheid en baie kenners meen hy tans op 'n vlak wat min spelers kan ewenaar. Sinner het reeds verskeie groot toernooie hierdie seisoen gewen, insluitend Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid en in Rome. Hy het ook lang wenreekse opgebou en die wêreld se beste spelers maklik gewen. Wat hom besonder gevaarlik maak, is sy kalmte onder druk, sy kragtige grondhoue
en die manier waarop hy ook nou baie sterker kan dien. Tennisontleeders sê hy maak baie min foute en gee teenstanders min kans om terug in die wedstryde in te kom. Quinton de Kock het 'n 2-jaar kontrak met die Leeu's onderteken, wat as 'n groot hupstoot vir die Johannesburgse Kriketunie beskou kan word. De Kock, een van Suid-Afrika se mees ervare witbalkolwers en paltjiewagters, bring 'n groot hoeveelheid internasionale ervaring na hierdie span. Hy het reeds vir verskeie plaaslike en internasionale franchises gespeel en bly een van die gevaarlikste en aanvallende openingskolwers in wêreldkriket. Kriketondersteunings meen sy terugkeer en verbintenis met die Leeu's kan 'n groot rol speel in die ontwikkeling van jong spelers in hierdie unie. Sy aggressiewe kolfstyl, ervaring onder druk en leierskap word as groot voordele vir hierdie span beskou. Morney van der Berg, die Leeu's skramskakel gaan na verwagting vir ongeveer 6 manne langs die veld wees nadat hy ernstige besering opgedoen het. Die nuus is 'n groot terugslag vir die Leeu's aangesien van der Berg die afgelope tyd 'n belangrike rol in die span se sneltempo en aanval gespeel het. Hy het hom gevestig as een van die belovendste skramskakels in plaaslike rugby en ook as gesprekke as moontlike kandidaat vir hoër eerbewyse. Volgens berigte sal hy nou 'n rehabilitasieprogram moet volg om ten volle van die besering te kan herstel. Die afrigtingspan en mediese personeel sal sy herstelproses noukeurig monitor voordat hy weer wedstrydfiks verklaar kan word. Die eindstryd van die SA beker tussen die Edling Pumas en die Suzuki Griquas in Kimberley was een van die spannendste wedstryde van die jaar. Die Pumas het vroeg beheer van die wedstryd geneem en teen rustyd met 28-7 voorgeloop. Hulle het vinnig en hard gespeel en die Griquas was onder groot druk geplaas. Dit het gelyk asof die Pumas gemaklik sou gewen het, maar in die tweede helfte het die Griquas ongelooflike veggees gewys. Hulle voorspelers het sterker begin speel en hulle agterspelers het goeie aanvalle geloods. Die tuiskare in Kimberley het hulle hard ondersteun en die span het teruggeveg totdat die telling 28-11 aan die einde was van die gewone speeltyd. Albei spanne was moeg, maar die Pumas het kalm gebly. Danrik Versaghi het toe 'n baie belangrike rol gespeel deur punte aan te teken wat die wedstryd in die Pumas se guns laat draai. Die Pumas het uiteindelik met 38-35 gewen. Alexander Usyk het die wêreld laat regop sit toe hy vir Rico Verhoeven in die 11de ronde met 'n tegniese uitklophou gewen het. Tydens die groot Glory Giza se boksaand in Egipte. Die geveg het by die beroemde piramide van Giza plaasgevind en het wêreldwyd groot aandag getrek. Die geveg was baie moeiliker vir Usyk as wat die mense verwag het. Rico Verhoeven, wat eintlik bekend is as een van die grootste skopbokskampioene ooit, het Usyk vroeg in die geveg hard getoets met sterk houe en aggressiewe aanvalle. Volgens verskeie berigte was Verhoeven selfs voor op sommige ODA se telkaarte. In die 11de ronde het Usyk egter sy ervaring gewys. Het 'n kragtige regter opstoot hou geland wat Verhoeven laat val het. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1728, Polokwane 1023, Lephalale 1427, Mbombela 1126, Mahikeng 1224, Pretoria 1323, Johannesburg 1221, Ermelo 26, Kalahari 1426, Gaborone 1425, Richards Bay 1725, Pietermaritzburg 1023, Durban 1624, Port St Johns 1424, Pongola 1427, Maputo 1728, Bethlehem 718, Bloemfontein 29, Allewal Noord 28, Welkom 1222, Vryburg 1224, Kimberley 1223, Appington 1625, Prieska 1324, Springbok 1224, Karasburg 1425, Keetmanshoop 1526, Mariental 1328, Alexander Bay 1224, Brandvlei 1222, Loudrich Bay 1829, Vredendal 1325, Kaapstad 1421, Sutherland 717, George 1322, Jeffreys Bay 1222, Geberra 1123, Graaff-Reinet 29, Kaap-Agulhas 1220, De Aar 1020, Multino 616, Beaufort Wes 1121, Oos-London 1123, Mabalane 17 en 30 grade Celsius in die middag. Ons weervoorspelling per provinsie vir vandag: Gauteng gedeeltelik bewolk en koel, KwaZulu-Natal warm en vochtig in die kusgebiede, die Wes-Kaap koel tot koud, die Oos-Kaap wisselvallig, wolke en sonnige tye, die Vrystaat provinsie koel en deels bewolk, kans op ligte reën of buie in die ooste, die nagte sal koud wees, Noordwes provinsie gedeeltelik bewolk en koel, in Mpumalanga warm in die Laagveld,
koeler op die plateaus, wolke met moontlike ligtebuie kan voorkom. Limpopo provinsie, warm en meestal droog. Noord-Kaap provinsie, droog tot gedeeltelik bewolk. Koel in die oggende, warm in die middag. Ligte wind, maar geen groot reën word in hierdie provinsie verwag nie. Gedagte vir die dag. Moenie wag vir perfekte omstandighede nie. Begin waar jy is, met wat jy het, en doen wat jy kan. Klein stappe vandag kan groot verandering môre bring. Maak vandag sinvol, selfs al is dit net een goeie besluit op 'n slag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename Sondag word vir almal toegewens.